Groot voorreg om vir Daniel de Kok hier te hê. Hy's 'n vernoot by PSG Wealth Frankfurt. Goeiemôre. Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging, Leon. Is voorreg om hier te wees. Net ons voorreg. Daniel, vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond, hoe het jy gekom tot waar jy vandag is? Ja, ek het eintlik in Guernsey in die Kanaaleilande groot geword. Wat jy weet, nou bekende finansiële hub so te sê. So ek is van kleins af blootgestel aan internasionale strukture en ek was eintlik baie bevoorreg na universiteit toe ook werk te kry oorsee met van die oudste Switse privaat banke waar families reg oor die wêreld kon adviseer. En dit het regtig my idee van welvaartbestuur geskep. Kan dit glo. So jy's amper in die wieg gelê vir die wêreld van finansies. Vertel ons 'n bietjie van jou akademiese kwalifikasies en waar jy oral studeer het. Ja, nee, ek was baie bevoorreg vir die geleenthede ek gehad het. Ek by Stellenbosch geswat en toe by King's College London ook. Maar wat nog eens baie interessant is met dit is dat jy weet, alhoewel dit 'n fantastiese akademiese grondslag was, het ek eintlik meer wil ek sê geleer met my werk in Europa. En jy weet, hoe om welvaart te bestuur oor grense en oor generasies. En jy weet, dis goed jy nie 'n teksboek kan leer nie. En eintlik soos ek vandag is ek nou betrokke by Koffsies, Universiteit van die Vrystaat, om bietjie my praktiese ervaring terug te ploeg in die akademie in. Baie belangrik ook natuurlik. En toe kom jy terug Suid-Afrika toe en Suid-Afrika en van alle plekke dan nou die Oos-Vrystaat. Wonderlike plek, maar hoekom? Weer, dit was 'n baie maklike besluit, nee. Kyk, ons het 'n persoonlike rede is my vrou se familie kom van Frankfurt, so ons het baie sterk familieverbintenis met dit. En dit is net ons gesê waar ons kinders grootmaak. En jy weet die waardes van so 'n plattelandse plek van gemeenskap en familie is dis 'n dorp wat ons skrikkelik lief vir is. Ons gesê dis die plek vir ons. En professioneel voel ek baie keer kan die platteland afgeskeep word van gesofistikeerde finansiële beplanning en ek verstaan baie goed vandag kan gedoen word met Teams en Zoom, maar jy weet die mense wil jou in die oog kyk, hulle wil jou hand skud, hulle wil regtig 'n verhouding met die persoon bou. En so dit was maar die twee redes vir die trek. En daai is waardes wat ek dink verlore gaan vandag en is baie belangrik. So ek is baie opgewonde daaroor vir jou. Wat het jou toelaat besluit om spesifiek 'n PSG kantoor oop te maak? Die belangrikste rede vir my is dat PSG se model baie ooreengestem het met die werk ek gedoen het oor see. En die ander ding is hulle deeglike navorsing en reputasie maak dit verskriklik maklik vir adviseurs om die regte ding vir kliënte te kan doen. En tweedens is dit net die mense saam wie jy werk. Ek het die geleentheid gehad om by 'n fantastiese kantoor aan te sluit wat al 20 jaar in die gang is by Dania Marlies Deploy in Bethlehem om in 'n vennootskap te gaan. En dis belangrik dat hulle dieselfde waardes as ek het van integriteit, deeglike finansiële beplanning en verhoudings met kliënte bou. En om daai twee goed saam te sit van die reputasie in so 'n gevestigde kantoor en net is die regte plek vir my gevoel. Wonderlik. Dan jy het nou 'n klomp plekke gewerk en gereis in die wêreld. Hoe sien jy die toekoms van hierdie mooi land van ons? Hoorie, Suid-Afrika is 'n besonder unieke land, nee. Ja, ons almal oor die hele tyd oor die staat en ons 'n klomp goed wat ons negatief hoor op die nuus, nee, maar ek glo persoonlik ons privaat sektor is die sterkste privaat sektor in die wêreld, nê? En dit is ek sê altyd vir kliënte die privaat sektor dra die land. Daar's 'n rede ons so spog oor 'n boer maak 'n plan. Dit is 'n ding, dit voel vir my dis in ons genetika. Waar daar probleme is, vind ons 'n oplossing. In 'n voorbeeld ek love om te gee vir die wat nie Frankfurt ken nie, daar's 'n oom of die munisipaliteit het ophou vullis verwyder op 'n punt. Dit 'n oom eenvoudig net 'n besigheid begin om dit self te begin doen, nê? So daar's ek sê, probleem en ons private Suid-Afrikaners kry 'n oplossing vir dit. En ek dink dis waar in ons toekoms lê. Jy weet, dit lê in entrepreneurs, in familiesake, in landbou veral. En ek wou deel gewees het van daai volgende generasie om die land te bou en om die fakkel te dra. En ek is seker jy gaan dit doen. Daniel de Kok, vernoot by PSG Wealth Frankfurt. Dankie dat jy vanoggend hier by ons kom draai het. Baie dankie, Leon.